ons sit net so, dan gaan ons net saam bid. Dierbare Here, baie dankie dat ons weet, U woord sê vir ons dat U sit op die troon van die hemel en U maak van die aarde die voetbank van U voete. Here, wanneer ons so na dinge om ons kyk, dan wonder ons baie keer, kan dit nog slegter gaan, en dan besef ons, Here, dat hierdie wêreld is bestem vir die oordeel. En reg oor die wêreld is dinge besig om redelik vinnig agteruit te gaan. En dit wat ons eens op 'n stadium beleef het en dinge wat ons gehad het, is nie meer soos dit was nie. Maar Here, ons verlang nie terug na die goeie ou dae nie, want hierdie tyd is die tyd wat U vir ons bepaal het om te leef. Dis die gunstige tye wat U vir ons gegee het om nou skynende ligte in die donker wêreld te wees. En Here, dit is U wat ons hier geplaas het in Suid-Afrika, in Benoni en omgewing, om dan ook vir mense wat hulpeloos ronddobber op die lewensoseaan, te wys na die redder, ja, die koning van die konings, Jesus Christus. Ons weet, Here, dat die meeste nie sal ag gee op ons stem nie. Toe U vir Jesaja geroep het, daar in Jesaja 6, en die vraag gekom het, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan, en hy sê, Here, hier is ek, stuur my. Toe sê U, ek gaan 'n woord vir jou gee, maar ek gaan hulle ore sluit dat hulle nie hoor nie. En ek gaan hulle oë sluit dat hulle nie sien nie, sodat hulle geoordeel kan word, omdat hulle nie hulle knie voor God wou buig nie. Somtyds, Here, as ons U woord lees, dan gryp dit ons aan ons harte, as ons dink aan, Here, U genade vir mense oor soveel eeue en soveel jare. En Here, dan ook as U oordeel kom, en hoe ontsettend dit sal wees. En daarom wil ons in hierdie aand, Here, ons buig voor U. Ons dink nie ons is beter as ander mense nie. Dis nie omdat ons so wonderlik briljant was, dat ons die evangelie gesnap het en toe uitgeroep het om genade nie. Dis U wat in ons harte gewerk het deur U Gees en die verligting gebring het en die geloof geskenk het, dat ons hierdie waarheid kon raak sien en bo alles die verlosser kon raak sien en kon uitroep, wees my sondaar genadig. En daarom pleit ek, Here, dat ons nooit sal ophou om hierdie boodskap te verkondig nie. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat U sal die een wat na U toe kom, nooit uitwerp nie. En daarom bid ons, Here, dat U ook vanaand se boodskap sal gebruik om harte en lewens te verander. Here, help vir ons om nie in ons huise te sit en alles te probeer in ons gedagtes uitmaak oor wat gebeur het en wat tans aan die gebeure is en wat vir ons voorlê nie, maar ons sal besig wees met koninkrykswerk. Paulus sê, vir my is die lewe Christus. Elke dag as hy opgestaan het, was hy doel voor oë om Christus te verkondig. Hy sê die sterwe is vir hom 'n wins. Leer ons hierdie waarhede, Here, sodat ons getroue diensknegte van U in hierdie krom en verdraaide geslag kan wees. Help vir ons, Here, ook om hoop te gee. Ons dink aan hulle wat met soveel hartseer sit, dat ons nie koud en hard teenoor ander sal wees nie, maar dat ons vir hulle die troos sal bring wat U ons mee vertroos het, en dat die wat gered is, Here, die troos sal ontvang en dit sal beleef, en die wat U nie ken nie, deur ons gesindheid, Here, getrek sal word na die sy van die deurboorde lam. Want ons weet, Vader, dat daar is blydskap in die hemele oor een siel wat hom tot God bekeer. En ek het daaraan gedink al, Here, ek dink daar is nooit stilte in die hemel nie. Want reg oor die wêreld is daar mense wat hulle bekeer tot hierdie wonderlike God, wat vir ons in Christus sy liefde kon vertoon het, en die Gees uitgestort het om oortuigingswerk te doen, sodat ons soos brandhout uit die vuur geruk kan word. Sal U dan in hierdie aand ook verheerlik word by die prediking van U woord? Ons begin vanaand met die reeks uit Psalms. Here, gee my wysheid om U kudde te onderrig, gee vir hulle wysheid om te hoor en te luister, te doen, en bo alles seën ons samesyn. Want ons weet ook, Here, U is op 'n besondere manier hier teenwoordig, wanneer U kinders saam vergader, omdat U dit so beskik en bepaal het. En ons eer U daarvoor, en ons vra, Vader, verhoog U seën, en trek mense na Hom. Ons bid dit met danksegginge. Amen. Vriende, ons maak die woord van die Here vanaand oop, en nou kan ons uiteindelik by Psalm 1 uitkom. Ons sien nou al so lank uit na die Psalms, dit het aangebreek, vriende, en daar lê vir ons 'n lang pad voor, so u moet asseblief nou nie begin tel hoeveel Sondae 150 jou gee nie, en by jouself dink het ons hierdie predikant nog so lank in hierdie gemeente nie, so byt vas, ons werk deur die Psalms, en ons kyk wat die Here vir ons wil kom leer. Nou,
As ons deur die boek Psalms werk, dan sien ons baie kosbare en wonderlike waarhede wat God vir ons wil kom leer, en jy het seker al gehoor daarvan, of dit gelees, dat Psalms die mees geleese boek onder kinders van die Here is. Dis die boek wat die meeste gelees word deur kinders van die Here, omdat hulle so kan assosieer met die skrywers van die Psalms. As jy gaan lees deur die boek Psalms, dan is daar 'n Psalm vir elke situasie en omstandigheid waardeur ons gaan, en dis vir my kosbaar om so deur die boek Psalms te werk, en ek kan nie vir u sê hoeveel keer ek al deur die Psalms gelees het nie. En elke keer as ek dit lees, is dit asof ek dit vir die eerste keer lees. En dis die verskil tussen 'n boek wat 'n mens geskryf het, en 'n boek wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. God die Heilige Gees weet waardeur ons gaan. Hy het vir ons hierdie kosbare Bybel gegee, en elke keer as ons dit lees, is daar iets kosbaar wat ons ontdek daarin. En ons gaan vanmiddag begin met Psalm 1, en dan gaan ons so stelselmatig deur die Psalms werk. Nou, ongelukkig volgende week gaan daar 'n onderbreking wees, want volgende week is die lidmaatvoorstelling, dan gaan ek die oggend bietjie praat oor die missie en visie, iets seker gesien op ons bord, is daar die 4 punte wat genoem word. Ek gaan volgende week bietjie daaroor praat, hoe dit van toepassing is op 'n gemeente, en dan die middag by die lidmaatvoorstelling oor die Handelinge gemeente, en hoe ons as gemeente dan ook kan leer by hierdie eerste gemeente wat na Pinksterdag dan gestig is. So, dit is volgende week, en dan gaan ons weer aan met die Psalms, en dan gaan ons met die boek Openbaring begin. Nou, ek wil iewers die kaart opsit, as u 'n goeie plek het waar ek hom kan opsit, moet u vir my sê, anders dan kan ek ouens laat vashou hierso. Weet van die sterk man, ek sien Jock is een van die lang ouens, en Yuri, hulle twee kan vashou, en ek sal dan maar net so met die liggetjie wys. Kom ons lees vanaand dan saam uit Psalm 1, en ons lees hierdie 6 verse saam. Welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Ons lees net daar die paar verse van die eerste Psalm in God se woord, en ag vriende, hoe kosbaar om dan ook hierdie groot en kosbare waarhede te kan lees. En ek wil in hierdie middag by hierdie eerste Psalm met u praat oor vers 6. En daar staan, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Die tema vanmiddag dan, die weg van die regverdige teenoor die weg van die goddelose. Die weg van die regverdige teenoor die van die goddelose. En vriende, dis my begeerte dat die Here vir ons ook sal wysheid gee in die verstaan van hierdie groot waarheid. Nou, wie van u het geweet, ek gaan so begin, wie van u het geweet dat die psalmbundel 150 psalms in het? Wie van u het dit geweet? Het u geweet dat hierdie psalms elkeen gebaseer is op 'n psalm in die Bybel? En ek gaan sommer begin om vir u Psalm 1 te lees in die psalmbundel, wat dan ook geskryf is op grond van dit wat die Here vir ons leer. Nou Psalm 1 sê, welsalig hy wat op die spoor nie gaan, waar sondaars, verskoon, ek het my bril nie nou aan nie, dat ek eers gou my bril kry, dat ek net gou my bril uit daar, dan lees ek gou vir u die Psalm, want met die voorbereiding het ek besef, hierdie waarheid moet ek met u deel, om te sien hoe die Here ook vir ons hierdie Psalm gegee het. Hy sê, welsalig hy wat op die spoor nie gaan, waar sondaars lok, wat op hul pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot, met al wat hoog is, maar wat Gods wet in stilte mymering, by dag en nag weer in gedagtenis bring. Hy is 'n boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant, en mild versorg deur vrugbare lenteligte, sy volle drag laat sien van somervrugte. Geen onspoed wat hom in sy werk sal stuit. Wat hy begin, voer hy voorspoedig uit. Vers 3 sê, so is die sondaar nie. Sy aardse tyd is wisselspel
en onbestendigheid. Hy soos die kaf aan stormwind prysgegewe, in nietigheid so eindig hy sy lewe. Hy hou nie stand waar God se volk hom eer, of waar die straf tot weer vergelding keer. God ken die pad waarop sy volk moet gaan, sy oog is dit wat hul gade slaan, en met sy lig al lewenspad bestraal het, maar sondarspad wat van hom weggedaal het. Dit moet vergaan, onkeerbaar in hul spoed, loop hul op laas, 'n afgrond tegemoet. Is nie pragtig? Hoe die Psalm ook dan beskryf, dit wat die Here vir ons in hierdie kosbare Psalm 1 kom leer nie. Daarom gaan ons in hierdie middag met u praat oor die weg van die regverdige teenoor die van die goddelose. Nou vriende, ek het vir u al reeds gesê dat die boek Psalms een van die boeke is in die Bybel wat die kinders van die Here die meeste lees. En dikwels as 'n mens kyk na die Psalms, verstaan ons hoekom. Want u sien, die kinders van die Here vind troos, bemoediging, vermaning, praktiese raad en voorbeelde vanuit hierdie besondere boek. Hulle sê die groot kerkvader Augustinus het vertroosting uit die Psalms gevind op sy sterfbed, en terwyl hy besig was om te sterf, was die Psalms tot troos vir sy siel ook in hierdie moeilike tyd gewees. Jy het al seker gehoor van die martelaar Johannes Hus. Nou Johannes Hus is aan die brand gesteek en hy's verbrand, omdat hy vir die Here geleef en uitgestaan het. En hulle vertel terwyl hy aan die brand gesteek was en die vlamme hier aan sy voete gelek het Johannes Hus die Psalms gekwoteer en troos gevind in die Here, wat ook in beheer is van sy sterfdag en die feit dat hy as martelaar vir die Here gesterf het. Die groot kerkvader Martin Luther het voor hy na die konsilie van Worms gegaan het, en hy sou onthou hy moes daarvoor hierdie klomp Rooms-Katholieke staan en al sy werke moes hy herroep het en gesê het, hy glo nie wat hy geskryf het nie, hy glo in die paus se gesag en hy het geweier om dit te doen, en net voor hy by hierdie konsilie ingaan, het hy troos gevind in die Psalms, omdat God vir ons ook in die Psalms leer hoe sy eie kinders deur geweldige intense stryd gegaan het, en hoe die Here hulle dan ook daardeur gedra het. Die groot teoloog en kommentaarskrywer A.C. Geibelin het gesê, "A psalm a day keeps the worry away." Nou, as u probleem het met bekommernis, wil ek u vra dat u 1 Psalm 'n dag sal lees, en kyk of dit vir u werk. Maar as ons die Psalms lees, dan vind ons werklik hoe die Here met ons praat in ons situasie, en hoe ons dan ook moed kan skep, en ook verligting kan verkry, in wat ook al die uitdaging in ons lewens is. Nou vriende, as ons 'n bietjie deur die Psalms blaai, dan sien ons, dat daar so 150 Psalms is, in die Bybel, en dan ook in ons psalmbundel, so 150 Psalms. Dawid het 73 van hierdie Psalms geskryf. Asaf, so 12, die kinders van Korag, so 11, Salomo 2, Ethan 1, en daar is ook 'n Psalm van Moses, en wie kan gou vir my sê wat daai Psalm is? Psalm 90, nee, die Psalm van Moses, en hoe Moses ook daarin sê, dat die lewensjare is 70, as ons sterk is 80, die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. So 50 Psalms is nie geïdentifiseer nie, daar is nie 'n naam by wie hom geskryf het nie, maar alles is opgeneem in die kanon, God se wonderlike woord, en ons eer die Here vir elke Psalm, wat ons dan ook in die Bybel kan saamlees. Nou vriende, Psalm 1, waarmee ons vanaand gaan begin, stel vir ons 2 tipes persone voor. Dit stel vir ons 2 tipes leefwyse, 2 tipes mense wat ons in die samelewing vind voor. En dit is die regverdige teenoor die goddelose. Ons vind dit reg deur die Bybel. U sal onthou, ons het so 2 weke gelede klaargemaak met die saligsprekinge of die bergpredikasie dan. En wie kan onthou wat ons laaste boodskap oor gegaan het? Onthou u die 2 poorte, die 2 weë, die 2 eindbestemmings, die 2 volgelinge, die 2 tipes vrug wat mense dra, en die 2 fondasies wat mense opbou. Daar is net 2 mense op hierdie aarde, die wat God dien, en die wat hom nie dien nie. Ons praat baie keer asof daar 'n goue middeweg is. Mense wat so tussen die 2 leef en loop, mense wat nie te goddeloos is nie, maar hulle is ook nie te Christelik nie.
Hulle is so tussen die twee en dikwels klink dit vir ons of daar 3 tipes mense en 3 weë en 3 eindbestemmings is, maar luister vriende, die Bybel van die begin tot die einde sê vir ons, dat daar 2 mense is op aarde, die regverdige en aan die ander kant die goddelose. Toe ek hierdie Psalm voorberei het, hierdie week het ek daarin gedink, dat die Here Jesus heel moontlik Psalm 1 in gedagte gehad het, toe hy die bergpredikasie gepreek het, Matteus 5, 6 en 7. Want u sien, as ons kyk na die ooreenkomste tussen Psalm 1 en dan ook wat ons vind in Matteus 5, 6 en 7, dan weet ons die Here Jesus maak melding daarvan, dat die Ou Testament ook die Bybel was wat hy mee vertroud was en wat hy ook gebruik het en in die sinagoges gelees het tydens sy aardse bediening. Daarom is Psalm 1 'n baie besondere Psalm. Dis eintlik die wegspringplek van die res van die lering wat ons in die boek Psalms en die Bybel vind. Want reg deur die Bybel praat die Bybel van die regverdige wat God se seën sal ontvang teenoor die goddelose wat God se oordeel sal ontvang. Ek het daaraan gedink die week, ons is dikwels so jaloers op hulle wat eintlik onder God se oordeel staan. Ons is nie baie slim nie. Partykeer kyk ons na die buurman met sy grand kar en ons sien daai vrou se ring aan die vinger wat omtrent so groot soos 'n sopkoppie is. En jy dink by jouself, maar joh, hoekom moet ek so suffer? Terwyl hierdie mense wat God nie dien het nie, so goed moet hulle gaan. Luister, die Bybel sê vir ons, dat die Here 'n besondere seën het vir die regverdige, maar die weg van die goddelose sal vergaan. En daarom moet ons vanaand bietjie kyk na hierdie besondere Psalm en hoe dit ook op ons van toepassing is, wat leef in die jaar 2021. In Psalm 1 vind ons die een wat genade gesmaak het, wat redding ontvang het, wat gered geword het, die regverdige, en aan die ander kant vind ons die een wat redding nodig het, die goddelose, die een wat nog vanaand in vyandskap teenoor die Here leef, en soos ons vanmôre gehoor het, in nood is aan die verlosser en saligmaker Jesus Christus. Die een se weg sal voorspoedig wees, die Bybel sê, die ander een se weg sal vergaan. Nou baie interessant, dat Psalm 1 begin met dieselfde woorde, as wat Matteus 5 begin. Weer 'n keer sê ek vir julle, ek dink dat die Here Jesus Psalm 1 in gedagte gehad het, toe hy hierdie bergpredikasie gepreek het, Matteus 5, 6 en 7. Want ons lees in Psalm 1, waar die Bybel vir ons sê, welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. En ons vind in Matteus 5 die woord, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou die woordjie salig en welgeluksalig is een en dieselfde woord, en dis die woord blessed. Blessed. En vriende, hierdie woord dra die betekenis van om in die hoogste mate gelukkig te wees. Om werklik ware geluk en vrede te smaak. Om te weet wat vreugde en vrede werklik is. Dis in besonder wanneer ons kyk na hierdie Psalm, dat ons sien wat die Here Jesus vir ons wil kom leer oor die regverdige teenoor die goddelose aan die ander kant. En die Bybel leer vir ons baie duidelik, Psalm 1 vers 1, welgeluksalig, met ander woorde in die hoogste mate gelukkig, is die man of die vrou, die seun, die dogter, die kind van God, die mens wat nie wandel in die raad van die goddelose. Hy staan nie op die weg van die sondaar nie, en hy sit nie in die kring van die spotters nie. Maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Sien u die agteruitgang? Hy wandel saam met, hy staan by, en hy sit later, by hierdie mense wat God mishaag, wat niks te doen wil hê met die God aan wie hy behoort nie. Was dit nie ook eie aan Petrus se lewe nie? Onthou jy wat het met Petrus gebeur voor hy Jesus verloon het? Die Here sê vir hom, Petrus, jy gaan my verloon. Petrus sê, Here, daar's nie 'n kans nie. Later leer die Bybel vir ons, Petrus het van ver af gevolg. Later staan hy daar by die vuur, daar in die binnevertrek, in die binnehof, en later sit hy by hierdie goddelose mense, en hy hou van ver af dop wat aan die gang is. En later verloon hy die Here Jesus Christus. Toe 'n diensmeisie vir hom sê, was jy nie ook een van hulle wat saam met hom gewandel het nie? Wat is die waarskuwing vanaand vir my en vir jou as kind van God in hierdie eerste verse, in die eerste Psalm in die Bybel? Die waarskuwing is, pas op. Ons is nie
bestand teen die goddelose se inwerking van buite nie. Luister vriende, ons lewe in 'n goddelose bestel en die wêreld is besig om mense in te sluk, een na die ander, en kinders van die Here gaan kompromie aan met die wêreld en met sonde, omdat hulle saam met die goddelose begin wandel, en dan op die weg van die sondaars begin staan, en dan later sit in die kring van die spotters. Ons moet versigtig wees met wie ons omgaan. Ons moet versigtig wees met wie ons deel, en saam met wie ons skeuier. Dis onmoontlik om by die Here uit te kom, en die res van jou lewe met dieselfde goddelose vriende bevriend te wees, en dit het geen invloed op jou lewe nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, selfs God se volk Israel kon nie staande gebly het toe hulle kompromieë begin aangaan het met die heidense volke nie. Die Here sê vir sy volk in Numeri 23:9. Jy onthou, ek gaan nie vir julle alles oor dit sê nie, maar dit gaan oor Bileam en Balak wat vir Bileam gekry het om die volk Israel te vervloek. Jy onthou mos die koning van Moab. Hy kry hier die valse profeet en die Bybel sê, toe Bileam na hierdie volk kyk, toe sê hy die volgende, want van die top van die rotse af sien ek hom, dis nou Israel, en van die heuwels af aanskou ek hom, kyk, 'n volk wat afgesonderd woon, en hom nie tot die nasies reken nie. Bileam sien dit, hy kan die volk nie vervloek nie, Balak is kwaad vir Bileam, hy gee hom geen loon nie, en wat doen Bileam later? Wie kan gou vir my sê? Bileam het vir Balak die raad gegee, dat jou vroue na die volk Israel uitreik, en dat daar hierdie verhouding kom tussen Godse volk en jou volk, die ondertrouerij, die sonde, die hoererij, en later die afgodediens, en God moes sy volk getuigtig het. U sien, wanneer ons met die goddelose begin heel, is die kans baie goed, dat ons een of ander tyd van ons oortuigings en van ons waardes sal begin op sy skuif om hulle te akkommodeer. Dink gou in hierdie middag aan u eie familie. As sekere mense kom kuier by jou, is jy redelik doodstil oor die dinge van die Here. Want jy wil nie aanstoot gee nie. Jy wil tog nie op hulle tone trap nie. Luister, trap hulle tone, pimp hulle pers. Laat dit so dik staan as hulle daar uitloop met die evangelie. Dat hulle weet aan wie hy behoort en dat jy uitverkoop is aan die Here Jesus. Want luister, hulle gaan nie stil bly oor hulle goddeloosheid wanneer hulle in jou huis kom kuier nie. Dit is my so interessant, hulle kom kuier by jou en dit is hierdie swetswoord en dit is daai woord en dit is hierdie gesindheid en hierdie redenasie en ons sit baie keer daar en ons bly maar stil want ons wil die vrede bewaar. Luister, ons is nie mense wat die vrede bewaar deur stil te bly wanneer die goddelose maar net aangaan nie. Ons is afgesonder vir die Here en ons is 'n getuie vir hom. Maar ons moet ook versigtig wees met wie ons heel en met wie ons deel. Sê 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 17 vir ons. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges. Dis vir ons noodsaaklik om in hierdie middag te sien by Psalm 1. Kom die Here en hy sê, in die hoogste mate gelukkig is die man, wat nie wandel, wat nie staan en wat nie sit by die goddelose nie. Maar dat sy behaan die wet van die Here is. Die res van die Bybel waarsku vir ons oor presies dieselfde saak. Hoor wat bid die Here Jesus voor sy kruisiging vir sy disippels. Hy bid in Johannes 17 vers 11. Hy sê, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld en ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons is. Ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Die wêreld het hulle gehaat. Ek hoop nie u wil vriendskap met die wêreld sluit nie. Luister, die wêreld verdra ons op die oomblik, omdat ons nog in 'n mate 'n positiewe inset lewer, op ekonomiese gebied en miskien 'n goeie buurman is, maar hulle haat ons God en hulle haat ons boodskap. Want dit is 'n unieke boodskap met 'n unieke redder en daar's plek vir geen ander as ons hierdie boodskap verkondig nie en dis wat hulle haat. Hulle het nie Jesus se wonderwerke gehaat nie.
Hulle het nie sy brode wat hy vermeerder het gehaat nie, hulle het nie die genesings wat hy gedoen het gehaat het nie, hulle het hom gehaat omdat hy gesê het, as iemand agter my wil aankom, dan moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Nou bid Jesus en hy sê, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Vers 15, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Een van die groot predikers het gesê, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Is dit so in jou lewe vanmiddag? Kan jy vanmiddag sê, luister, ek leef in 'n bepaalde plek in hierdie dorp of in hierdie omgewing, miskien in Benoni, miskien in Boksburg, miskien in Pretoria, waar ook al, ek bly daar, maar ek moet sê, ek voel myself ontuis in hierdie sisteem, want is so anti-christelik, dit is so anti dit wat die Here in sy woord vir ons gegee het. Sy disippels het dit ervaar, sy disippels het dit beleef, en baie gou het hulle die wind van voor gekry, en later het hulle as martelare gesterwe. Psalm 1 leer vir ons presies wat Jakobus vir ons in Jakobus 4 vers 4 kom leer. Hy sê daar, ja, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? God is jaloers oor my en jou pad, wat ons moet omstap. Het jy al daaraan gedink? Die Here is jaloers oor hierdie pad, wat ons moet omstap. Ons kan ons nie in een of ander plek gaan opsluit en gaan toesluit nie. Ons kan nie heeltemal onttrek van hierdie wêreld nie, maar ons moet versigtig wees met wie ons elke dag deel, wat ons gesprekke aangaan, en hoe ons optree, dat ons nie later deur die wêreld ingesluk word, en soos hulle begin doen, dink, optree, en dan ook leef nie. Jakobus waarsku presies dit, wat ons vind in Psalm 1. Moenie wandel, moenie staan, en moenie sit by die goddeloses nie. Johannes vermaan baie ernstig in 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld, en die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Een van die groot predikers, Dr. R.C. Sproul, vertel, nou baie van u het al gehoor van hom, hy is 'n briljante brein in die teologie gewees, hy het gesterf so 2 jaar terug, maar hy vertel op 'n stadium, hy is baie lief vir golf, jy sien, die Here die disippels van die viswaters af weggeroep, en hy het ook besef, ons vang nie verder vis nie, ons moet golf gaan speel, ons moet 'n ander plek gaan soek vir evangelisasie, net so tongenietjies. Maar in 'n geval, hy sê, hy was so lief vir golf, hy het later, nou gaan dit maar in Engels sê, hy het op 'n scratch gespeel, dit beteken 0 voorgee, dit is 'n baie goeie golfer gewees. Hy sê, hy het so lief geraak vir die golf, dat hulle vir hom 'n kantoortjie by sy golfbaan ingerig het, want hy het baie boeke geskryf. En hy het daar gestudeer, en as iemand inkom en hulle wil golf speel, dan speel hy saam. En hy sê op 'n stadium, toe kom een van die ouens van die golfbaan, van die golfklub na hom toe, en sê vir hom, RC, jy weet wat, ons geniet jou hier so, jy's amper net soos een van ons. Hy sê, en toe daar die ou daai woorde sê, toe skrik hy homself in 'n ander bloedgroep. Ek dink hy's van A positief na B negatief, ek is nie seker nie. Maar hy sê, daai woorde tref hom en hy besef, hy stelselmatig, het hulle hom begin insluk, en hy was nie meer daar die getuie vir die Here wat hy moes wees nie. Dank die Here, hy het hierdie groot waarheid raak gesien, en toe ek hierdie gedeeltes lees, en dit het ek nou vir u voorgehou het, uit Psalm 1 en 1 Johannes 2 vers 15 en verder, toe dink ek aan die man Lot. Onthou jy vir Lot? Abraham se broerskind? Die Bybel sê, Lot het sy oë opgeslaan, en toe sien hy vir wat? Vir Sodom en Gomorra.
Hy sien hierdie pragtige plek, die groen weivelde in Sodom en Gomorra. Later slaan hy sy tente tot by die grense van Sodom en Gomorra op. En waar vind ons hom later? In die stad Sodom en Gomorra. En die Bybel sê toe hy die waarskuwing van God kry, dat die Here die vuur gaan stuur om hierdie goddelose stad te verwoes, het sy getuienis soos dwaasheid in die oë van sy skoonseuns geklink. Hy het amper vir hom gesê, Lot, bly stil man. Jy praat baie, maar kyk hoe leef jy, jy's saam met ons binne in hierdie stad. As die Bybel nie getuienis gelewer het, dat Lot 'n regverdige man was nie, het ons getwyfel. Die Nuwe Testament sê, Lot het sy regverdige siel gepynig met die boosheid van Sodom en Gomorra. Maar waar vind ons vir Lot? Binne in die stad. Eers het sy oë gesien, toe vat hy sy tent en hy slaan dit op tot by die stad. En miskien het sy dogters, en ek wil nou nie inlegkunde doen nie, maar miskien het sy dogters se grand ou gesien na in Sodom en Gomorra en vir pa gesê, kyk daai ou. En dan het miskien 'n koppie koffie gaan drink en nou melktertjie geëet daar in Sodom en Gomorra, en Lot het miskien 'n eiendom gesien en hy het by homself gedink, miskien moet ek hier kom bly, miskien sal dit beter wees as hierdie tent wat ek in bly, en dit is so ongemaklik, miskien sal dit beter wees in die stad. Alles is naby aan my, en toe Lot sy oë uitvee, toe sy vrou lief vir die sonde van Sodom en Gomorra. Soveel so dat toe hulle vlug, toe draai sy om, toe sê sy, my hart verlang na hierdie sonde en boosheid. Ek wil vanmiddag vir jou vra, as pa, as ma, as kinders, wandel jy, staan jy, en sit jy by die goddeloses? As dit so is, sal hulle jou hart stelselmatig verlok en wegtrek van die Here, en jy sal bittere hartseer in jou lewe beleef. Paulus roep ons op in Romeine 12 vers 1 en hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dis julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So wat is die eerste les wat ons leer? Die Here sê 3 maal gelukkig is die man wat nie wandel, wat nie staan en wat nie sit by die goddeloses nie. Maar hoor hoe pragtig kom die woord en hy vat dit vir ons in die rigting van die positiewe. Vers 1 leer ons wat ons nie moet doen nie, vers 2 leer vir ons wat ons moet doen. Vers 2 sê, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Met ander woorde, in plaas van om heeltyd na die gebabbel van die wêreld te luister, en na die leeklanke van die goddelose, hulle klink soos leeblikke, hulle praat dieselfde goed oor en oor, hulle sê dieselfde fietslike woorde oor en oor, hulle het 'n sinnelose verwysingsraamwerk as hulle praat oor hulle boosheid, in plaas van om heeltyd na dit te luister. Wat moet ons doen? Die Here gee vir ons raad. Sy behaag moet wees in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Nou hierdie werkwoord vorm, vriende, dat hy oordink sy wet dag en nag, dui op 'n konstante oordink van God se woord. Die Engels sê keep on meditating. Bly aanhoudend God se woord oordink. Ek leer dit op die oomblik vir Calvin. Die Here is besig om dit vir my ook maar net opnuut weer vas te maak in my hart. Probeer deur die loop van die dag terugdink aan wat jy vanmôre in jou stilte tyd gelees het. Herroep dit wat die Here vir jou deur sy woord kom leer het. Dink aan die boodskap van Sondag. Dink oor God se dinge. Dit sal jou hart versterk in die eerste plek. Dit sal jou voetstappe rig op die weg van heiligheid en dit sal die Here verheerlik. Nou baie interessant is, 'n mens praat oor iets en oor dinge waarvan jy hou. Stem jy saam? Ag, ek weet van ons mense hierso het kleinkinders en hulle is bly oor die kleinkinders. Hulle praat, ek sien nie fotootjies. Ons ander se kinders is nou al bietjie groter en hulle het een of ander prestasie behaal en ons is dankbaar en ons is bly daaroor. Ons is bly oor iets wat ons miskien bereik het in ons lewe, miskien 'n diploma of 'n graad wat ons afgehandel het. Dis vir ons lekker om daaroor te praat. Die Bybel sê vir ons dat ons gereeld moet dink oor die dinge van God, want dit sal ook ons gesprekke beïnvloed om God te verheerlik. Die groot skrywer en prediker Warren Wiersbe, wat oor 100 boeke geskryf het in sy leeftyd, en wat bekend gestaan het as die prediker van predikers,
omdat hy so prakties was in sy verklaring van die skrif, het die volgende gesê oor die Bybel. Hy sê, the way we treat the Bible is the way we treat Jesus Christ. For the Bible is his words to us. Dit het my getref. Die manier hoe ek omgaan met God se woord, en hoe ek dink oor God se woord, en hoe ek uitleef wat God se woord sê, is maar presies dieselfde wyse waarop ek die Here Jesus self dan behandel of teenoor hom optree. U sien, God se woord is die enigste bron van waarheid waardeur die Here met ons praat. Daarom is die aanvegting teen die Bybel so groot en poog mense om vir ons te sê en te probeer bewys dat die Bybel eintlik maar net vol foute is, 'n boek wat mense geskryf het, wat eintlik niks seggend en nie van toepassing is op ons wat lewe in die jaar 2021 nie. Nou iemand wat so uitlating maak is 'n dwaas, sê die Bybel, is iemand sonder verstand, is iemand wat totaal van die pad af is. Want God se woord is die openbaring van God self. En dis die boek wat ons moet lees, ons moet dit oordink, sodat ons nougeset voor die Here sal wandel. Hoor hoe pragtig sê die Here dit in Deuteronomium 11 vers 18. Hy sê, let dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as 'n teken op julle hand, en laat dit as 'n voorhoudsband tussen julle oë wees, en leer dit aan julle kinders, deur daaroor te spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Die afgelope tyd kry ons baie berigte in die media oor kinders wat hulle totaal wangedra, onderwysers aanval, daar's messteek, daar is skietery by skole, hierdie kinders rand daai kinders aan, seksuele losbandigheid onder kinders, die gebruik van dwelms en drank, pornografie. Vriende, ons hoor hierdie goed omtrent elke dag. Waarom? Presies wat Deuteronomium 11 sê. Ouers leer hulle kinders nie meer wie die God van die Bybel is, soos verklaar in sy woord nie, want hulle self ken die Here nie. Dink jy ons gaan skotvry ander kant uitkom? Ons sal die bittere vrug pluk, maar ek wil jou vanmiddag bemoedig, jy wat besig is met jou kinders en jou kleinkinders, en jy is besig om hulle te onderrig in die woord, daar sal 'n kosbare vrug wees, wat jy sal eet en versadig word van, soos hulle opgroei in die kennis en genade van die Here Jesus Christus. Die Here sê vir die groot leier Josua, voor hulle die beloofde land tegemoet gaan, daar in Josua 1 vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Ek moet vanmiddag so ietsie oor my pa sê. Ek is nou 51 en my pa is dood. Hy het so 'n paar weke terug gesterwe. Ek weet baie min van sy opvoedingsjare. Ek weet nie waar hy gebly nie. Ek weet nie regtig wie sy oupa en sy ouma grootjie was nie. Hy het nooit deur memory lane gery met my nie. Hy het nooit met my gepraat oor sy moeilike kinderjare nie, en hy het baie moeilike kinderjare gehad. Hy het omtrent nooit oor hierdie goed gepraat nie. Maar jy sal 5 minute by hom sit. Dan begin hy praat oor die woord. Dit is nie 5 minute nie. Dan is hy terug by wat hy vanmôre in die stiltyd uitgekry het. Hy sal vir jou Engels aanhaal van die verse. Hy sal vir jou sê die boodskap wat ek Sondag gepreek het en wat die Here vir hom beteken het. En dis wat Paul oor praat. En as ons klaar is, dan eintlik nie meer veel gesê nie. Want dan het ons gepraat wat ons moes praat. God se woord. Ek vra vir u in hierdie middag, hoeveel van God se woord is in jou mond, as jou kinders kom kuier, en jou kleinkinders, en jy by ander mense kuier, hoeveel van die Here hoor hulle, sien hulle, beleef hulle? Die Bybel sê vir Josua, of die Here sê vir Josua, dit is in die Bybel opgeteken, die woorde mag nie uit jou mond wyk nie, bepeins dit dag en nag. Ek het sy Bybels gekry, ek het my susters gevra, ek wil net my pa se Bybel sê, en ek het 'n paar van hulle gekry. En ek staan so 2 dae terug, en ek begin so deur die Bybel bly, van Genesis, kom ek sê die wit bladsye voor, wat niks opgeskryf is nie, is in sy handskrif, teksverse, een na die ander teksvers wat hy geskryf het, gememoriseer het. En dan begin jy by Genesis 1, en dan is het geonderstreep, en dan is daar blokke in geel en in oranje, van Genesis tot en met Openbaring, die een Bybel, die ander Bybel, en ek besef die Bybel was vir my pa belangrik gewees. Hy was nie volmaak nie.
Hy het nie 6 dae bo die grond gesweef nie. Hy het nie hallo bo sy kop gehad nie. Hy was 'n doodnormale mens, wat lief was vir God en lief was vir sy woord. Ek vra vir een hierdie middag, hoe lief het jy en hoe lief het ek die woord? Want die Bybel sê vir ons, dan sal ons nougeset handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, en in ons weë voorspoedig wees. Vir die koning van Israel lees ons in Deuteronomium 17 vers 18. Daar staan, en as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees. Dat hy kan leer om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou, om dit te doen, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. Jy sien, die Bybel sê vir ons, daar is 'n weg van die regverdige. Hierdie weg word suiwer gehou, deur nie te wandel, te staan en te sit by die goddelose nie, maar oordink die wet van die Here, dat God se woord jou hart deurweek. Jou hart moet soos 'n spons wees, wat in water gedruk word en die woord opsuig, sodat wanneer iemand druk aan jou, die woord uit jou lewe uit sal uitloop. Ons gebruik maar hierdie illustrasie of voorbeeld, maar die gedagte is dat mense sal hoor, jy was by die Here, jy was by sy woord, en jy weet wat daarin staan. Wat gebeur? Wat is die resultaat van die persoon wat God se woord oordink dag en nag? Die Bybel sê, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Hoe lyk 'n boom wat by 'n waterstroom geplant is? Mis 'n paar dooie takke wat staan, hè? Dis 'n ou lelike gesig. Dis seker nie. Die Bybel sê vir ons, hierdie boom is groen, dit dra vrug, dit lyk weelderig, is iets om na te kyk. En toe ek dit lees, toe dink ek aan Matteus 5 vers 16. Wat staan in Matteus 5 vers 16? Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en wie verheerlik? Julle Vader wat in die hemele is. Dis presies wat die Bybel sê, as ek vrugte dra, dan kyk die wêreld na my en God word verheerlik, deur 'n lewe wat in sonde was en wat nou nuut gemaak is en deur God se woord onderhou word. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is. Jeremia sê presies dieselfde in Jeremia 17 vers 7. Hy sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Ons beleef op die oomblik 'n tyd van droogte in Suid-Afrika. Hoor wat ek hier sê. Mense gaan dood om ons. Mense beleef swaar tye, mense verloor hulle werk, mense kry fisies swaar, mense is siek, ons kinders kry swaar, mense is emosioneel afgetakel. Selfs in hierdie tye moet ons, soos daardie boom wees, wat heerlike vrugte dra, wat vir die wêreld wys daar is hoop in die Here Jesus Christus self. Maar die Bybel gaan verder en hy sê, alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Die Bybel sê, alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou vriende, hierdie gedagte het ek bietjie oordink. Beteken dit dat niks in ons lewe ooit sal skeefloop nie? Beseker nie. U sien, as ons na Josua kyk, dan sien ons dat Josua die beloofde land tegemoet gegaan het. Hy het deur die Rooi See getrek en u onthou mos, het alles vir hom net voorspoedig geloop. Onthou u, alles het net reg geloop. Die teendeel is waar. Ons lees dat hy nederlaag gelei het. Die vyand het vir hom gelieg. Hy het verkeerde besluite gemaak, maar alles het ten goeie meegewerk. Daarom sê Josua aan die einde van sy lewe, toe hy die volk bymekaar roep, Josua 24 vers 14. Hy sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en Egipte en dien die Here. Vers 15, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Na alles wat Josua deurgemaak het,
Na al die stryd, na al die beproewings, na al die nederlae wat hy gelei het, na alles kom Josua en hy sê, alles het nog steeds ten goeie vir my meegewerk, en ek en my huis, ons sal die Here dien. Die Bybel sê, alles wat hy doen sal voorspoedig wees. Beteken nie, dat ons elke besigheidstransaksie, die beste wins gaan verkry, en die beste gaan kry uit daardie transaksie. Dit beteken nie dat ons kinders die beste gaan presteer nie. Dit beteken nie dat ons die rykste in die buurt gaan wees nie. Dit beteken nie dat ons die gesondste sal wees nie. Maar dit beteken in alles wat die Here oor ons lewe toelaat, sal ons wees as 'n boom wat geplant is by waterstroom, omdat ons weet dat die Here met ons besig is. Maar vriende, daar is 'n ander hartseer deel van hierdie psalm. Die Bybel sê vir ons, aan die ander kant is die goddelose. Dis my altyd hartseer wanneer ek by hierdie deel kom. Want wat sê die Here van die goddelose in hierdie selfde psalm? Wie gesê aan die begin 2 mense, die regverdige teenoor die goddelose. Die regverdige, die Here sê hy moenie wandel, staan en sit nie, sy behaas in die wet van die Here, hy oordink dit nag en dag, hy sal wees as 'n boom wat geplant is by waterstrome, die Bybel sê hy sal sy vrugte gee, alles wat hy doen sal hy voorspoedig uitvoer. So is die goddelose nie. Ek het vir u aan die begin gesê, en ek sê dit vir u weer, die mense waarop ons jaloers is onder God se oordeel. Moet ons nie in hierdie middag miskien besef dat ons verkeerd is in ons denkwyse en ons bekeer tot God en vir hierdie mense begin bid nie. In plaas van jaloers op hulle wees, vir hulle begin bid. Ek moet vir u sê, in hierdie afgelope tyd waar COVID deel was van ons familie en waar ons as gesin self daaronder gelei het en ons siek was en pa en broer is dood, het ek op 'n stadium by hierdie punt uitgekom. En ek sê vir Ethel, kyk hierdie goddelose mense. Hulle syp, hulle vloek, hulle oreer, hulle gaan aan asof daar niks in hierdie land fout is nie. En hulle kom niks hoor nie. En ons wat poog om heilig te lewe, ons lei op elke moontlike manier. En is amper of die Here vir my gesê het wat Samuel vir Saul gesê het vanmôre. Hou op, sit jou vinger op jou mond, jy weet nie waarvan jy praat nie. Die goddelose lei ook. Die verskil is net, ons het 'n anker aan wie ons kan vashou. Die Here Jesus Christus, die onwankelbare rots, terwyl die goddeloses wegsink, en hulle drank en hulle dwelms en hulle hoerery, is maar iets om hulle gewete te probeer stil kry, om hulle sin te gee in hierdie sinnelose, doellose samelewing. En ek is jaloers op hulle, hoe dwaas kan ek net nie wees nie? Toe ek my weer verdiep in die woord, toe kry ek rigting en ek kry koers. En ek besef, so is die goddelose mense nie. Hulle is nie soos 'n boom wat geplant is by waterstrome nie. Hulle dra nie hulle vrugte op hulle tyd nie. En wat hulle doen, voer hulle nie voorspoedig uit nie. Die Bybel is hulle so skaf wat die wind verstrooi. Nou vriende, kaf, as jy die koring vat en jy haal die koringaar uit, daardie wat oorbly, die wind waai dit weg. Die Here sê, so is die goddelose. Vers 5. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Die regverdiges sal by die bema oordeel of die regterstoel loon ontvang. Die goddelose sal by die wit troon wees en God se oordeel ontvang. Hulle sal nie deel van die vergadering van die regverdiges wees nie. Vers 6. Want die Here ken die weg van die regverdiges. Kom ons stop 'n oomblik daar. Hy weet waardeur elkeen van ons vanmiddag gaan. Hy ken jou weg, want hy daai weg vir jou bepaal. En op hierdie weg sal hy jou lei. En op hierdie weg sal hy vir jou dra. En hy sal aan die ander kant jou veilig deurbring, sodat jy vrug kan dra tot eer van sy naam. Die Here ken die weg van die regverdige, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Ons moet eintlik die goddelose bitter jammer kry. As hulle daar op televisie in die parlement sit, of jy kyk na die sport, en jy kyk hoe hulle vergryp aan sekere dinge, jy kyk na die sepies, jy kyk na Hollywood se gemors wat hulle in ons skele afdruk, dis kom ek nie meer televisie kyk nie, ek soek nie hierdie goddeloosheid, wat hulle heeltyd aan ons skele probeer afforceer nie. Wanneer jy kyk na die media, die tydskrifte, die koerante, en die boosheid wat oor ons land uitgestort word, is asof ons 'n rommelhoop geword het. Wat moet ons besef? Moenie jaloers wees op hulle nie. Moenie dink, hulle geniet hulle lewe. Luister, hulle is vreesbevange. Gaan lees hierdie Hollywood sterre.
Elke een het 1 of 2 sielkundiges. Hulle is permanent op 'n bank en vertel hulle lewensverhaal aan hierdie ou, wat hulle duisende rande vra, en dan word hulle 'n pil of 2 gegee, om net die dag te survive. Dis hulle lewe. Hulle het al die geld in die bank, moet tog nie op hulle jaloers wees nie. Moenie dwaas wees nie. Moenie jaloers wees oor daai vrou se $50,000 skoene en haar $40,000 handsak nie. Sy gaan dit nie saamvat ewigheid toe nie. Sy sal so gaan. En sy sal rekenskap voor hierdie God gee. Die weg van die goddelose sal vergaan. Hou op jaloers wees oor hulle wat onder God se oordeel is. Begin vir hulle bid en dra hulle op aan die Here. Die Bybel vergelyk hulle met kaf, vriende. Iets niks seggend, doelloos, van verbygaande aard. Ek het hier op die notas gesit, mense eet nie kaf nie, maar koring. Hulle word versadig deur die waarheid van God se woord wat ons vir hulle gee. Die wêreldse klanke verdwyn, dis sinneloos. Die Bybel sê hulle weg sal vergaan. Spreuke 10 vers 25. Wanneer 'n stormwind verbygaan, is die goddelose nie meer nie. Maar die regverdige is vir ewig gegrondves. Wanneer het u die ewige lewe ontvang? Moet u dit nog ontvang? U het dit ontvang by wedergeboorte. En is 'n lewe wat ewig sal duur. En ons sal die ewigheid tegemoet gaan en by die Here vir ewig wees. Die goddelose sal nie in die hemel wees nie. Geen truiter, geen spotter, geen hoereerder, geen dronkaard, geen leenaar, geen geweldenaar sal ooit in die hemel en in die heerlikheid van God wees nie. Daarom, terwyl daar nog hoop is vir die ongeredde, kom ons as kinders van God gee vir hulle die boodskap. Daar is 'n redder en 'n verlosser. 2 Timoteus, en ek gaan daarmee afsluit. 2 vers 19 sê, ewenwel die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is. Wow, as ek hierdie goed lees, dan raak my hart opgewonde. Jy kan vir my die mooiste kar hier buitekant parkeer, ek sal sê dit beteken niks in vergelyking met dit wat God sê nie. Die Skepper, die Redder sê, ek ken die wat myne is. Hoekom? Want hy het ons gekoop. En laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Nou vriende, ek het vir u notas daar by die deur gelos, die wat nou nie gekry het nie, is welkom om na die tyd vir u 'n nota te kry. Ek het dit kortliks opgesom wat ek vanaand gesê het, maar kom ons vat gou vinnig saam. Psalm 1 is vir ons die begin van die res van die psalms, wat vir ons die 2 tipes mense op aarde uitbeeld. Die regverdige teenoor die goddelose. Vir die regverdige is daar die waarskuwing. Moenie wandel, moenie staan en moenie sit by die goddelose nie. Hoekom nie? Hulle sal vir jou aftrek. Deur hulle boosheid sal hulle later jou lewe so infekteer, dat jy later met sonde en kompromie begin besig raak. Wat moet ons doen? Oordink die woord dag en nag. Die manier hoe jy die Bybel hanteer, is die manier hoe jy mag Christus hanteer, en wat jy maar van hom dink. Want deur sy woord praat hy met jou. Die Bybel is nie God nie, maar die Bybel leer ons van God. En daarom moet ons God se woord hoog ag. Soos ons die woord lees en oordink, sê die Bybel, sal ons wees as 'n boom wat geplant is by waterstroom. Ons sal vrug dra. En dan het ons nie nodig om jaloers te wees op die goddelose nie, want die Bybel sê, die weg van die goddelose sal vergaan. Die volgende psalm wat ons gaan hanteer is Psalm 2. Lees dit bietjie by die huis vanaand. Dan gaan u sien hoe Psalm 2 volg op Psalm 1. Want Psalm 2 sê, dat die nasies wat woel teenoor die Here, sal God se oordeel kry. Daarom die veiligste plek om vanaand te wees, is in die skadu van die kruis, aan die voet van die kruis, gereinig deur die bloed van die lam, gevul deur die Heilige Gees, eendag op 'n slag, God se woord in jou hart, dat jy teenoor hom nie sal sondig nie. Mag die Here ons genade gee en wysheid gee, sodat ons Psalm 1 kan uitleef en die Here kan verheerlik. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u die ken wie u sin is. Dankie dat u ons by die naam geroep het en gesê, jy is myne. Dankie dat u woord ons voed en versadig. En Here, u woord vir ons die belofte gee dat u ons veilig in die hemel sal aanbring. Here, ons stry nie dat daar geweldige uitdagings is wat ons in die oë staar nie. Ons stry nie teen die feit, Here, dat ons in 'n bose samelewing onsself bevind nie.
Ons probeer nie 'n volstrysgesindheid handhaaf waar ons kop in die grond druk en hoop alles om ons gaan maar net beter gaan nie. Ons is realiste, want ons weet dat hierdie wêreld is onder God se oordeel. Maar ons het vanaand gehoor wat U van ons vra. Dat ons geselskap sal heroorweeg en dat ons met kinders van die Here tyd sal spandeer en deur die gesprekke opgebou sal word in die allerheiligste geloof. Ons het vanaand gehoor, Here, dat ons tyd in U woord moet spandeer, sodat ons nougeset kan handel in alles wat ons doen. Ons het vanaand gehoor die hartseer pad wat vir die goddelose voorlê. Daarom moet ons kragtige getuies vir U wees in hierdie wêreld. Bid vir myself en my huis, vir die gemeente, vir elkeen wat ingeluister het. Ag, dierbare Here, vind ons getrou en word U ryklik verheerlik terwyl ons leef tot U eer. En Here, mag ons dan ook 'n kosbare vrug uit ons arbeid ontvang om aan U voete neer te lê, om eendag uit U mond ook te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Dankie, ons kan hierdie dinge bid in U naam en ons bid dit met soveel danksegginge. Amen.